Hartlike goeiemôre, good morning. Hy is weer hier met 'n lied in die hart. Lied in die hart. Nou ek val sommer dadelik met die deur in die huis. In vandag se episode kry ons korporatiewe stylwenke by ons stylis Lorraine Olivier. Die skrywer Dion Chang gesels met ons oor sy boek A Perfect Life. Die span van Xperi Lab is hier om 'n eksperiment te kom doen. Ons vind uit hoe ouers 'n gesonde kosblik vir hulle skoolkinders kan pak en DJ Maestro sorg vir die musiek. Sjoe, Elsa, jy laat nie op jou wag nie, né? Ek sê vir jou. Daar spring jy sommer dadelik weg. Ek het nie eers kans gehad om enigiets te sê nie, but I am back and I am ready with my fact of the day. On this day in 2009, US Airways flight 1549 made aviation history after striking a flock of geese shortly after takeoff. And then it was forced to do a dramatic emergency landing in the Hudson River. I think we all remember the story, right? Thanks to the calm and decisive actions of the pilot Chesley Sullenberger, everyone on board survived. The remarkable story was later brought to life in the 2016 film Sully, starring Tom Hanks and directed by Clint Eastwood. Despite widespread praise for both the film and Hanks's performance, it was surprisingly overlooked by the Golden Globes, missing out on the major nominations that many believe it deserved. Kan hy later ingeskryf word as 'n klassieke movie of so? Weet jy, hulle doen nie daai tipe kategorieë nie, want dit sou eintlik nogal interessant wees om nou in die nuwe, ek weet nie, in die nuwe generasie te kyk na die ouer flieks, om te sien is 'n classic waar pas hulle in en hoe pas hulle in? Verskil. Ja, ek dink ook so, maar ek meen dis asof jy geweet het waar ek met julle gaan gesels vanmôre. Amper asof ek geweet het. Want kyk, ek weet julle is mos nou goeie volgers en volgelinge van dinge soos die Golden Globes, the Academy Awards, né, Els? Yes. En die Grammys. En die Grammys, Maar ons die ek moet Grammys sê, vergeet. ek is so 'n bietjie agter in hierdie stadium, so kan jy my dalk 'n bietjie meer inlig? Ek wil net weet, as jy dit gekyk het of daaroor gelees het of van gehoor het, dink jy daar was enige movies of reekse of so wat onregverdig nie die kat gemaak het nie of regverdig die kat gemaak het? Jy weet wat jou opinie daaroor? Ek gaan hierdie een gooi na Ross se kant toe want ek kan niks hieroor sê nou nie. You know, I am a big fan of Wicked, and I think Wicked for Good was a little bit robbed this year in terms of the fact that the Golden Globe specifically is such an interesting award ceremony because there is a category for best musical or comedy film, and the film that won for best musical or comedy film didn't have any musical elements to it, but it was a comedy. So I guess that category was kind of looked at in that sense. But I do think Wicked was robbed a bit this year. Die komedie was seker wees soos musiek in hulle ore of iets. Maar ja. In 'n geval, natuurlik dit het nou maandag of sonderdag aand in Los Angeles plaasgevind en is aangebied deur die komediant Nikki Glaser. Nee, ken julle? Ja, sy snaaks. Ja, ek het hier en daar 'n bietjie Amerikaanse humor is ons maar 'n bietjie ietsie anderste. Maar in 'n geval in die filmkategorie het die film Hamnet die toekenning vir beste dramafilm gewen terwyl One Battle After Another as beste blyspel of komediefilm bekroon is. Die beste nie-Engelse taalfilm was The Secret Agent en in die animasie afdeling het K-pop se Demon Hunters die trofee opgetel. Nice, né? Ek het al daarvan gehoor, ja. Ek het ook net daarvan gehoor. 'n Akteur en 'n aktrise vlak het Jessie, jy sien hier's ek alweer die name. Okay, Pieter, ons kan nie wag nie. Jessie Buckley die prys gewen vir beste aktrise in 'n drama vir haar rol in Hamnet en Wagner Moira, dis hy, Wagner. Ek waag daarteer. Is as beste akteur in 'n drama vir The Secret Agent aangewys. Moenie vir my lag nie, Els. Rose Byrne en Timothy Chalamet het onderskeidelik die musiek of komedie aktrise akteur kategorie gewen vir hulle rolle in If I Had Legs I'd Kick You. Ja, in Marty Supreme. K-pop Demon Hunters se lied Golden het die prys vir beste oorspronklike liedjie gewen en aan die televisiekant het die drama The Pit die trofee vir beste dramareeks gewen en The Studio is as die beste komedie of musiekreeks aangewys. En natuurlik, wat sou die Golden Globes wees sonder rooi tapuit mode en modehoogtepunte waarvan Razel seker ook baie kan vertel. Ja. Razie, het jy al die ek het gesien al van wat die mense aangehaat het. Ja, dis maandag aand het sterre soos Selena Gomez, Emma Stone, Hunmi Musaku
en Amanda Seyfried en Michael B. Jordan in uitgesoekte ontwerpersklere gespog. Kyk net daar. Wunmi Mosaku het selfs haar tweede swangerskap op die rooi tapijt bekend gemaak. Ai man, kyk net hoe pragtig die mense nie daar gelyk nie, né? En hulle het blykbaar ure ook spandeer en allerhande sulke goeders om die rokke nou weer te maak. Ek moet sê my gunsteling paartjie op sosiale media, dit het nogal ook redelik versprei, was Nick Jonas en Priyanka. Ja. Hulle het so mooi gelyk by daai geleentheid, maar nietemin. Dis wat ek kan bydra vanoggend. Ja, mense sien hulle nie baie op die rooi tapijt nie, so ek dink dit was baie mense. 'n bietjie van 'n treat. What are some of the best places that you've been to, whether it's local or overseas in terms of travel? Definitief die Kaap is vir my altyd heel bo aan die lysie. Die hartjie begin se flutter al. Ja, en dan ook ook Italië, moet ek sê. Ja, dit is my baie mooi. Pieter? Man, die Vrystaat, Natal, Mpumalanga. Ek moet nogal sê ek hou van die Laagveld. Dis baie lekker, jy weet, om Mpumalanga se kant toe. En ja, America? Man, in America, there's a few very beautiful places, but no place like home. So the reason that I'm asking is because sometimes you'll go somewhere and you'll have seen a place and you maybe have seen it in a movie or TV series, and then you go there yourself and you kind of compare it and go, is it as beautiful as it looks in this film? Well, the next story has to do with AI making our favorite places kind of more accessible so that we can go there without actually having to go there. Sure. So the AI industry is starting to shift towards what are called world models. These systems don't just generate text or videos, but they actually create entire interactive persistent worlds based on the rules of physics, space, and movement. Now, unlike chatbots powered by large language models, world models are designed to understand and simulate reality. Google DeepMind's Genie 3, for example, can generate a navigable 3D world from a single sentence. You can fly a helicopter over a coastal cliff, explore a ruin as it once stood, or move through a festival of lights. Now, this is where travel and entertainment could fundamentally change. Instead of watching destinations on a screen, people could enter them, and instead of consuming content passively, users would need to engage, explore, and make decisions demanding focus rather than endless scrolling. So it's almost like you would immerse yourself in that travel destination without having to go there. Waarheen sal jy gaan? Ek dink ek sal na die Filippyne toe gaan. Philippines, or somewhere that's really hard to get to, like Bora Bora. Bora Bora is soos 2 dae te pers. Dis 2 dae se reis, maar en dit is waarskynlik baie duur ook daar. So I think this kind of makes it a little bit more accessible for those of us that can't afford to go to all of the fancy places we'd like to go to. Dis baie waar. Pieter, waartoe sal jy gaan? Next moment dan word dit een of ander 4D, 5D theater wat jy ook nat gesprei word as jy op 'n Maldiefse strand wil gaan stap of so, dan voel jy 'n bietjie die see sproei en al daai lekker dinge hier op jou wag. Wel, ek dink daar is verskeie opsies, ek moet sê, en ek dink dit kan die roadtrip Karoo toe. Ag nee, 'n roadtrip is my lekker, maar ek sal vinniger in die Karoo wil. Vinnig spoedvraat hierdie een. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop jy geniet nog die res van die oggend saam met ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word.
en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel, met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit. So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Hartlike goeiemôre, good morning. As jy nou eers by ons aangesluit het, man, ons het nog heel wat om na uit te sien. Ons gaan sommer baie lekker kuier, maar vereers is dit ons oggendpraatjies wat net so 'n groot hoogtepunt is vir my en ek is seker ook vir julle en vir almal by die huis. Wel Pieter, jy weet nou al die tyd hoe dit is om met tieners in die huis saam te leef. Raas, jy's op pad soontoe. Ek is. Nee, jy is sterk op pad. Sterk op pad, maar is julle kinders laatslapers of is hulle redelik vroeg aan die gang? Ek praat nou van, jy weet, of verwys na vakansietye wanneer daar nou nie skool is of so nie. Nee, wat hulle like maar om in te lê, jong. En oor naweke? Hier en daar dan surprise hulle my vroeg, maar dit is baie skraal, maar meer laat slaap. Ja, Was? nee, my kinders is redelik vroeg op. Hulle is vroeg uit die vere, of dit nou vakansie is of skooltyd of wat ook al. Hulle like van vroeg opstaan. Nou die rede hoekom ek vra is, as jy 'n tiener in die huis het wat Saterdag laat slaap, is dit dalk beter om hulle net in rus en vrede te laat. Nee. En hier is waarom. Nuwe navorsing wys dat iets so eenvoudig soos om uit te rus oor naweke 'n groot verskil aan tieners se geestesgesondheid kan maak. Nou 'n onlangse studie deur die Universiteit van Oregon en die State University of New York het bevind dat jong mense tussen die ouderdom van 16 en 24 jaar wat hulle verlore slaap oor naweke inhaal, 'n 41% laer risiko het om simptome van depressie te toon. Tieners en jong volwassenes leef onder konstante druk. Ek meen daar is iets soos skool, universiteit, sosiale lewe, sport, buitemuurse aktiwiteite en in sommige gevalle ook deeltydse werk. Nou dit alles lei daartoe dat hulle deur die week verlore ure se slaap opbou. Kenners beveel al lank aan dat tieners 8 tot 10 ure per nag moet slaap, maar die realiteit is dat dit vir die meeste net nie haalbaar is nie. Volgens slaapkundiges verander 'n tiener se biologiese horlosie natuurlik tydens puberteit. Tieners word letterlik aandmense en dit raak moeiliker om vroeg aan die slaap te raak, selfs al is hulle moeg. Nou vir baie jong mense bestaan hulle natuurlike slaapperiode eerder tussen 11 uur saans en 8 uur soggens. Ongelukkig bots dit direk met die vroeë tye wat skole begin. En dis ook waarom baie kenners daarvoor pleit dat skole later begin, omdat die huidige stelsel eenvoudig nie met tieners se biologie saamwerk nie. Die navorsers het data ontleed uit die Nasionale Gesondheids- en Voedingsopname tussen 2021 en 2023. Deelnemers het hulle gewone slaaptye en tye wat hulle wakker is gedurende die week en oor naweke bekend gemaak. Daarna is die hoeveelheid ekstra slaap wat hulle oor naweke in Palm aangeteken, asook hoe dit met hulle emosionele welstand verband hou.
Ek dink nogal dis interessant. Ja. Tieners wat aangedui het dat hulle gereeld hartseer of depressief voel, is as 'n hoë risikogroep geïdentifiseer. Die bevinding, wel, die 'n groep wat naweke of liewer wat oor naweke meer geslaap het beduidend minder depressiewe simptome getoon. So nie 'n perfekte oplossing nie, maar wel 'n realistiese een. Wat dink julle daarvan? Geld dit dieselfde vir die volwassenes ook as oor 'n naweek bietjie kan inlê en net lê. Ek het ook daaraan gedink, Pieter, toe Elsa na vir ons hierdie storie vertel, want ek het iewers gelees dat hulle sê sleep that you've missed out on, you can't ever make that up. But I think that now it's proven that when you're still growing and you're a teenager or a young adult, then you can actually do that. But as you get older, like us, I won't include you, Elsa. It's not really possible to make up sleep that you've lost. Dit is Ek wonder ook wanneer 'n mens dink aan iets soos 'n sogenaamde power nap. Jy weet, deur die week ook selfs. Ek het al baie keer gedink, watter verskil dit ook maak, want ek meen 'n mens kom nou agter dat met die fiksheidshorlosies deesdae kan dit ook nou bepaal ensovoorts en dat dit werklik dalk gesond is vir 'n mens. Maar ek moet met julle eerlik wees, ek is baie mal daaroor om oor 'n naweek so 'n bietjie in te lê en ek kan maklik eers 11 uur, 12 uur se kant deur die dag opstaan. Ja, must be nice, hey? Dit moet baie Must be so nice. Dis as my kat my toelaat. Lekker laat in lê. Maar ek dink ons het al voorheen hieroor gepraat. Ek dink nie ons besef hoe belangrik slaap is vir ons emosionele welstand, jou fisieke welstand, alles wat in jou lyf aangaan, hou so 'n noue verband met hoe jy slaap en hoe goed jy slaap, hoeveel jy slaap. Dit is so belangrik, maar as jy nou 'n jong mens is, jy wil nie slaap nie, die lewe is te opwindend. Ek sê nag en my kinders sê vir my, wel, die oudste een sê bye. Lekker slaap almal. My pa ons gaan soon toe of my kant. All things have changed. Ja. Hoeveel ure het julle gewoonlik nodig om die volgende oggend te kan voel julle kan voldoende funksioneer? 7. Ten minste 6 na 7 ure, ja. En as jy op ontbyt televisie werk, gebeur dit nie altyd nie. Dan kry jy dalk 3 of 4 of 5 as ons gelukkig is. Maar as ons gelukkig is. Ja. Nee, ek dink dit is iets, ek dink 'n mens moet 'n bietjie meer daarop fokus en ek dink ook ons moet in 'n stadium miskien 'n kenner hier in die ateljee hê of kry, om nooi hierheen wat vir ons kan kom vertel presies, jy weet, wat belangrik is om in ag te neem wanneer dit kom by goeie slaap en watter impak dit het op 'n mens se gesondheid. Ek dink ook hoe om 'n ou self te bestuur, want jy kry die kere wat jy as jy die kussing raak, dan slaap jy, maar ander kere dan lê jy ook en rondrol. Almal van ons het dit al ondervind. So jy dink jy gaan 'n uur se ekstra slaap inkry, maar dan is in elk geval daai uur of wat wakker voor jy aan die slaap raak. Presies, ek weet nie hoe julle Sondag aand gevoel het voor die goeiemôre die skool begin het Maandag nie, maar ek kon nie aan die slaap raak nie. Ek was so bekommerd, ek gaan verslaap of ek gaan nie die show maak nie of wat ook al. So toe is my slaap heeltemal daarmee heen. En ek was elke uur wakker. Ja, loer daai wekker so. Kyk jy so. Maar hier is ons. Goeiemôre, good morning. Nou ja, daar is nog so baie wat voor lê op vandag se program, so bly ingeskakel, want 'n bietjie later is dit ook tyd vir 'n eksperiment, letterlik hier by die ateljee. Ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Nou kyk, van al die besluite wat ons elke dag moet neem, wat om te eet, hoe om jou dag te beplan, selfs hoe laat jy gaan slaap, is een van die grootste tydrowers dikwels watter klere ons moet aantrek. En vandag gaan ons dit makliker maak. Lorraine Olivier en Michelle Howell van Style and Makeup Effect is hier om ons te wys hoe 'n uitrusting saam te stel of hoe om 'n uitrusting saam te stel wat maatskappyvriendelik maar steeds stylvol is. Welkom aan albei van julle. Dankie. Baie dankie. En ons moet sê dit is ook dan nou natuurlik die mense wat ons elke oggend so goed laat lyk. So dis werklik altyd vir my 'n voorreg om met julle te kan gesels. Nou, hoekom is korporatiewe kleredrag so belangrik? As jy iemand ontmoet, jy 3 sekondes om jouself te bewys voordat jy nog jou mond oopmaak. So dit is belangrik om goed te lyk, want mense som jou op en beoordeel jou al binne daai 3 sekondes. In 'n maatskappy is dit ook belangrik want dit beeld basies jou rol uit en jou kliënte en jou personeel, hulle almal gaan anders na jou kyk as jy goed voel en jy lyk goed. En jy gaan natuurlik ook beter presteer wanneer jy goed voel. En dit alles skep net basies daai hele prentjie van professionaliteit. Maar nou is daar ook baie mense wat wonder wat presies is korporatiewe kleredrag? So ek dink daar is 'n algemene miskonsepsie daaroor dat corporate wear boring en uniform moet wees en dit is nie noodwendig so nie. Ja, 'n mens kry daai traditional corporate wear van 'n suit of 'n knoppieshemp met 'n penselskirt en dit is toepaslik na sekere bedrywe, maar 'n mens gaan altyd aantrek volgens jou industrie en jou persoonlikheid. Dit is ook baie belangrik. So, die rede hoekom 'n mens corporate aantrek is sodat jy 'n beeld kan voorgee aan jou kliënte en die mense wat saam met jou werk en pasiënte selfs as jy in die mediese sektor werk. Ja. Yes, want op die einde van die dag dit skep selfvertroue vir jouself en hulle kan jou beter vertrou as hulle dink jy lyk soos the part. Dit maak vir my heeltemal sin, want ek meen ek weet hoe ek voel wanneer ek byvoorbeeld 'n blazer dra. Onmiddellik voel ek so 'n bietjie meer selfversekerd. So dit kan 'n daadwerklike impak op 'n mens se selfvertroue dink ek hê, soos wat jy net reg gesê het. Ja, en ek dink dit is ook soos baie mense sê I've got a bad hair day en dan voel jy die hele dag nie goed nie. Ja. Yes. So as jy goed lyk, dan gaan jy net beter voel. So wat sê jy sê is die sleutelelemente of aspekte van korporatiewe kleredrag? Wil jy die eerste een doen? So ek dink die eerste belangrike ding is pasvorm. So jou klere moet goed pas by jou liggaam. Dit moet ook nie te styf wees nie of te los lyk nie, want dit kan ook onprofessionaliteit vertoon as 'n mens klere dra wat te styf is of te los is, dan lyk 'n mens partykeer te gemaklik. So dit moet goed pas en dit moet jou liggaam ook goed laat lyk. En dan is kleure ook belangrik. In 'n korporatiewe omgewing sal ek sê probeer om met jou basiese kleure te bly, soos jou navy blou en grys en swart en wit en beige. Jy kan altyd aksentkleure bybring met vir jou persoonlikheid. Soos hierdie pink wat jy nou dra vandag. Ja. En daar's ook baie korporatiewe companies wat 'n spesifieke kleur het. So dan soos byvoorbeeld 'n rooi blokkie. Jy kan 'n rooi blokkie inbring in jou
bykomstighede of by jou lippe of by jou gremering en dan kan jy dit natuurlik ook net vir jou persoonlikheid byvoeg. Ek dink dis oulik want dit maak dit so 'n bietjie meer prettig, né? Absoluut. Ja. Ek dink materiaalgehalte is ook baie belangrik, want as 'n mens in die oggend aantrek vir die werk, jou klere lyk baie mooi netjies, en die tyd wat jy by die huis kom wil jy nog steeds hê dit moet so lyk. So mens wil nie lap of materiaal koop, klere koop wat maklik krekel nie of wat deurskyn nie. So die gehalte van die materiaal is ook baie belangrik. Ja, en dan ook ekstra goedjies soos jou hare en jou gremering en jou bykomstighede en jou skoene. Daai moet alles een prentjie skep. Dit help nie jy's mooi aangetrek, maar jy kan nie as jou hare nie. So maak seker jou hele prentjie is daar sodat jy daai beeld kan uitstraal. Ja. En dis ook 'n professionele beeld wat jy wil uitstraal. Ja, ek dink 'n mens besef nie altyd hoe, jy weet, waarop mense fokus nie, en ons het nou al hier gesien dat die kykers ook baie ingestel is op die skoene wat 'n mens dra, maar goed, ons beweeg aan. Wat is sommige van die mees algemene foute wat mense maak wanneer dit kom by korporatiewe kleredrag? Ek sal sê baie van die foute is hulle neem nie noodwendig hulle liggaamstipe in ag nie. So 'n plek soos Image Makers is daar 'n lekker maatskappy om te gebruik vir korporatiewe klere, want jy gaan en hulle het katalogus en jy gaan kies jou style. So jy kan in 'n maatskappy, as jy 100 personeel het, kan jy lekker daai verskillende liggaamstipes inwerk met verskillende style. So jy hoef nie noodwendig by een broekstyl en by een rompstyl te bly of by 'n baadjie nie. Hulle maak volgens jou liggaamstipe en hulle maak volgens verskillende style. Maak hulle dan vir jou 'n spesifieke uitrusting. Ek wil dalk net daarby voeg iets wat mense baie keer verkeerd doen as dit kom by corporate is hulle trek nie vir hulle beroep aan nie. En ek dink dit is ook belangrik. 'n Mens wil aantrek sodat jy 'n goeie indruk skep vir die mense om jou. En as jy 'n dokter is of as jy in 'n mediese veld werk, gaan jy 10-1 scrubs dra. Waar 'n prokureur sal dit nou obviously nie doen nie, en 'n make-up artist sal bietjie meer modern en stylvol aantrek. Ja, en ek dink oorstelering is ook nog 'n fout. Partykeer kan mense te extravagant aantrek as ek dit so kan stel, en dan trek dit die aandag af van jou beroep en mense sien dadelik net hierdie valle en hierdie swaar make-up. Ons het byvoorbeeld nydig ingestap in 'n winkel en ek het dadelik vir my dogtertjie gesê, hoorie, haar make-up was dus heeltemal verkeerd, want dit was net sulke swart strepe op haar oë. So daai is so belangrik dat jy nie, veral in 'n korporatiewe omgewing, dat jy nie aandag aftrek van dit wat eintlik belangrik is nie, waar mense dan deeltyd fokus op iets wat verkeerd is, waar hulle eintlik moet fokus op jou beroep of op jou hele prentjie. Absoluut. Lorraine, maar scrubs lyk vir my so gemaklik. Kan ons nie net besluit dat ek nou maar elke oggend hier kom sit en aanbied in scrubs nie? Ek dink dit klink vir my lekker goed. Ons sê as jy by scrubs aantrek, moet jy in mediese veld. Nee, maar ek dink dit is presies dit, en om dit op te som, jy weet, jy het nou soveel wenke gedeel, en ek dink dit sluit outomaties aan by die feit dat 'n mens dan gemaklik voel. So baie dankie vir die wenke wat julle vanoggend met ons kom deel het. Ons gesels gou weer. Dankie. Goed, het jy enige idees hoe 'n mens jou klerekas meer maatskappyvriendelik kan maak? Wel, laat weet ons so 'n bietjie op sosiale media. Bly gerus ingeskakel, want ons kuier net hierna verder. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid.
Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat vir gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Tyd vir jou sport en Arnold Geerts. Ek in die woorde van môre, Arnold Geerts. Sukkel jy met die woorde? Ja, ek weet nie, ek sê jou net, dit is daai halfuur wat ek te min geslaap het. Wat het oom John Short een keer vir my gesê, ou atletiek afrigter wat gesê het, Geertsie, jy ken al die name van al die woorde. Ja, maar jy sien, dis omdat ek in my koppelk het 'n Geertsie en 'n Annie en dit, en nou moet ek skielik baie formeel is om te sê, Arnold Geerts, ons goeiemôre, good morning, spankaptein is hier. Annie sal werk. Annie is okay. Annie, goeiemôre, baie welkom. Dankie, lekker om terug te wees. Baie om te gesels oor vanmôre weer. Ek weet, jy het net omtrent elke wedstryd van die SA20 gekyk tot op hierdie stadium, en dis asof dit jou dwelm is op hierdie stadium. So, James Coles was gisteraand die ster vir die Sunrisers Eastern Cape, toe hulle tot heel bo aan die punteleer gestorm het, met 'n omvattende oorwinning van 61 lopies. Dis een van die groteres van die seisoen tot dusver teen die Joburg Super Kings by St George's Park in die Baai. 21-jarige Engelsman en Quentin de Kock het kontrasterende 50-talle geslaan om die tuisspan tot 'n hoogsmededingende totaal van 178-5 te lei, nadat hulle gevra is om eerste te kolf. Uiteindelik het hy die besoekers van die Hoëveld vir 117 uitgeknikker, en Coles het toe nou 2 vir 34 met die bal ook gevat. De Kock, sy derde 50-tal van die kompetisie, met sy normale gestrydlustige styl, 5 vure en 2 getrekte sesse, 54 van 37 balle, en die Engelsman het 61 van net 34 balle geslaan. Ek is bly om te hoor Quentin het weer 'n bietjie vas kon staan, want gewoonlik mos mag daai eerste 4 batsmen is nogal vroeër uit as wat jy verwag, en dan moet die ander ouetjies inkom hier in die middelorder. Die Sunrisers het dit tot dusver baie goed gedoen, en Quentin, hoe sê die kommentators, QDK, QDK het tot dusver ongelooflik goed deurgekom, want hy staan vas, maar hy is onvoorspelbaar. Jy kan net omtrent vir hom enigiets bal, en hy kan iets daarmee maak. Ek wil baie graag by jou hoor, wat trek jou aan daarvan tot dusver? Hoekom kyk jy daarna? Buiten die aksie wat lekker is, en ek meen dit is 'n kort ding, dis nie soos 'n 3 dag of 'n 5 dag toets of so nie. Ek hou daarvan om te sien hoe die underdogs half 'n bietjie begin shine, nie? Bowlers gewys, kolwers gewys, almal, en dan dink jy ouens, maar hoekom moet hierdie ou nog nooit 'n Protea jassie oor sy skouers kon trek of iets nie, maar dit is vir my lekker. En tot dusver, behalwe nou gisteraand sinne, was soveel van die wedstryde regtig naby. Ja, baie. Een loopie hier, een loopie daar. Die aand van tevore was dit die laaste bal wat hulle die wenlopies van geslaan het. En ek kan onthou, dit was maandag aan, dink ek, toe die Capitals ook gespeel het. Toe was dit ook weer 58 runs of 51 runs. Toe weet jy half nee wat hier's 'n definitiewe wen, maar as hy so naal buitertjie raak. 3 lopies van 3 balle en daai goeders, dan is dit lekker. En jy weet wat is my werklik waar interessant. Hierdie is 'n byproduk van wat hierdie tipe van toernooie gebring het. As jy deesdae na die toetse kyk, selfs Australië teen Engeland in die asse wat klaar gespeel het in Desember. Die ouens het nie meer daai verskriklike buiterigheid teenoor mekaar nie, want hulle speel saam in T20 spanne die wêreld deur. So ewe skielik as ek in Indië jou pel is, hoe kan ek nou met jou lelik wees terwyl ek teen jou speel? Dit het daadwerklik en omvattend verander, sodat die ouens veel, ek wil die term gebruik, nicer is met mekaar op die veld. Kyk, ek kan nog steeds soms 'n grin gee. Tuurlik, ja. Kyk in die oog, maar dis baie meer van 'n smiley grin. Jy wil hom nog steeds uithaal, of jy wil nog steeds 'n 6 van hom afslaan, maar ek dink die houding is anders. Die houding is anders. Wonderlik. Houding is egter nie anders in Dakar nie. Jene, dit was gister 'n moeilike dag vir Henk te gaan. So skof 10 na 41 uur se gejaag in die woestyn, is Nasser Al-Attiyah van Qatar weer terug in die eerste plek, en hy het 'n gaping van 12 minute op Toyota's Henk te gaan, en hy's in die tweede plek, en hy's
'n verdere 50 sekondes. Nou net 50 sekondes tussen laat te gaan en Nani Roma wat in 'n Ford jag en dit gaan taai raak. Daar's nou nog net 3 skofte oor. Laat te gaan het gister se skof as 'n ramp beskryf. Hy sê ek weet nie wat om te sê nie. Alles wat verkeerd ongaan het in daardie skof verkeerd geloop. Ons het gister kragstuur verloor, was 2 keer verdwaal en 2 kontrolepunte gemis en dis nie hoe jy dink daar wen nie. En boonop dit alles het hulle sonder brandstof ook opgeëindig. So dit was werklik waar net nie 'n dag nie. Frankryk se 9-malige wêreldtydrenkampioen Sebastian Loeb is algeheel 4de 23 minute agter sy spanmaat Alatea, maar net 11 agter laat te gaan. So stel jou voor, daar's nie 23 minute na 41 uur se gejaag tussen die top 4. Dis amazing. Dit is. Hoor jy en soos wat ek en jy ook vroeër gesels het, die ding van Dakar is dit gaan nie net oor die fabrikate nie en die ouens het nou maar daar 'n bietjie toetse doen en seker natuurlik nou met elke aspek van daai voertuig, maar jy en jou spanmaat moet mekaar soos een mens half kan ken, want jy as die bestuurder klim in en jou jou navigator, hy is die ou wat die roete ken. Ja. So jy moet hoor nie, jy gaan moet luister. En nie net dit nie, jy het dit ook vroeër gesê. Nie net moet jy so wees nie, soos vel in blaas nie, maar daarbey saam moet jy moet mechanic wees. Gister het hulle in 'n boom vasgejaag, hulle moes uiteindelik die voorste ruit uitskop, anders sou hulle nie verder kon jaag nie, en dan moes hulle kar regmaak, en nee, dit was jy moet alles wees, jy moet mamma, papa, ouma, oupa, boetie, sussie. En dit wat jy het, dis waarmee jy 'n plan moet maak. Presies. En het hierdie ouens maar ook 'n manier wat hulle kommunikasie het met hulle spanne of hou die ouens hulle maar dop op kom? Nee, hulle kry hulle op sekere plekke langs die pad. Maar nee, dis baie swaar. Gister se skof was 430 kg in die ouens het gehop. My vraag is aan wat se voertuig sal jy hom aanvat? Sal jy hom op die 2 wiele vat of die 4 wiele trok gewys? Nee. Ek dink trok is 10-1 seker die lekkerste, maar ek meen dis 'n interessante ding. Die trokke moes almal saam ry na elkeen van die punte toe en uiteindelik na al die jare se gesaamry toe sê hulle maar hoekom jaag ons nie teen mekaar nie. So die trokke jaag ook in hulle eie kompetisie. Nee, ek sal by die huis bly en kyk op televisie. Baie dankie vir die offer. Laastens, rugby vir die naweek, daar's kampioenebeker rugby, so môre aand om 10:00 is dit Section Palois teen die Bulle, dis daar in Frankryk. Dan Saterdagmiddag 3:00 is dit die Sharks teen Clermont, dan die Stormers teen Leicester ook in die Kaap om 5:15 en dan 7:30 Perpignan teen die Lions en dit is weer eens daar in Frankryk. Nou hoop ons net dit gaan effens beter uitwerk met die Suid-Afrikaanse spanne, want verlede naweek was maar behalwe vir die Lions 'n treurmare om eerlik te wees. Kyk, as Thuis nie so was, so hy dadelik mooi te kenne gegee het en laat hoor dit van hom, behalwe vir die Lions en so aan. Maar ja, ek hoop regtig veral, ons weet nou die Stormers kan definitief dalk 'n beter span inskryf, maar die Bulls asseblief, hulle Dit is so moeilik om te verstaan, 7 in 'n ry wat hulle nou verloor het, en hulle sal, die skip moet nou omgedraai word, vinnig, bitter vinnig, maar jy draai nie die Titanic so maklik om as die ysberg voor jou lê, nee. Ek dink dis ook een van die grootste uitdagings vir jou afrigting en bestuurspanne, van hoe om nou daai gemoedere te lig. Dink jy so iets begin by jou span, by jou kaptein, die kaptein van die span? Ek dink dit is almal. Dis almal. Dit kan net 'n dokter wees. Dit kan nie span dokter wees wat vir iemand een woord of een sin sê wat dinge omdraai. Kom ons hoop hy doen dit. Kom staaldraad, dit was baie nee, Pieter. Kom bring jy nou dit op. Kaalvoet om die veld. My ou vriendjie, baie dankie. Altyd lekker. En ons gaan lekker gesels maandag oor al die sportgebeure. Moenie weggaan nie, net hierna kuier ons verder op jou een en enigste. Goeiemôre, good morning. Ons gaan ook 'n draai by die veearts maak. Gaan my stertjie weer swaai, papie. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue.
www.dynamica.co.za. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Hierin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan bitterman, bitterman. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. What if your time could change lives? Not someday. Not somewhere else. Right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur diere hospitaal en spesialis verwysingspraktyk en ek gesels vandag met Dr. Marisa oor die mees algemene simptome waarmee honde en katte by die praktyk opdaag. Dr. Marisa, ek gaan met die deur in die huis val en vra, verduidelik net eers vir ons wat jou rol by hierdie diere hospitaal behels. Ek het begin hierso as 'n algemene praktiseerder, deel van hulle GP span. Ja, net 'n bietjie agtergrond op myself. Ek was vir 'n lang tyd in die Kaap gewees. Ek het daar gewerk by Sandkop wat die Pikkewyn Hospitaal is in Blouberg. Na dit het ek vir 2 jaar gewerk as 'n nagskoolveearts en toe vir 3 jaar het ek begin loukum. Ek het toe hierso geloukum en toe hierso aangebly. Goed, so nou die simptome, diarree en wanneer honde of katte dalk opbring. Ek wil net ons met spesifiek daaroor praat. Wanneer weet ek dis tyd om hulle veearts toe te neem en wanneer kan 'n mens so iets by die huis behandel? Een van die beste goedjies wat 'n mens kan doen vir iets soos diarree is daar is over-the-counter medikasie wat 'n mens kan koop, soos Flexus, soos Diamec en Procolin. Dis maar goedjies wat hulle net help laat daai diarree kan bind. Die ander goedjies wat 'n mens kan doen is goedjies soos ys in die water sit. Dit help nogal baie vir daai reflux dat hulle nie so naar is nie. Ander goedjies wat 'n mens kan koop oor die toonbank ook nou is goedjies soos Prolite, Probivet, Protexin, dis probiotika en elektrolyte. Daar is ook 'n verandering in die kos wat ons kan doen. So gewoonlik as hulle 'n braking het, dan hou ons maar die kosies weg vir so 12 tot 24 uur, sodat hulle net so 'n bietjie weer kan herstel voordat ons weer daar aangaan. En dan goedjies wat mens kan gee na die tyd is goedjies soos hoenderborsies en rys, maar dit is nou natuurlik sonder die vel, sonder sout, sonder olie, maar net gekook. Dis basies dieselfde as wanneer ons toast eet as ons nou 'n bietjie omgekrap is. So net 'n baie plain ding om te gee vir 3 dae dat ons net 'n bietjie kan herstel. Ontwrimming is altyd 'n goeie idee. So as ons in die laaste maand nog nie weer ontwrimming gegee het nie, dit kan hulle wel gee by die huis.
wurms is ook 'n oorsaak van hierdie tipe goedjies. En dan een groot ding wat ek gewoonlik vir eienaars vra is om te kyk of hulle hondjie of katjie ontwater is. Dit is baie maklik om te doen. Mense sit net jou vingertjie op hulle slijmvliesies en soos wat 'n mens wegtrek, sal 'n mens voel dit glip baie maklik as dit nie ontwater is nie. As hy bietjie ontwater is, dan klou hy vas aan die vinger. So mense voel dit redelik maklik. Ons stel altyd voor as eienaars enigstens bekommerd is, dan moet hulle inkom, maar as dit langer as 2 dae hou, dan is dit gewoonlik 'n goeie idee om in te kom. As daar dehydrasie is wat ons nie kan regkry deur die elektrolyt goedjies wat ons gegee het nie, byvoorbeeld of as daar bloed in die opgooi of in die diarree is, dan is dit nodig om in te kom. So dit kan enige iets wees. Mense praat van iets soos 'n gastroenteritis wat redelik eenvoudig is, na foreign bodies byvoorbeeld, waar hulle ietsie sluk wat hulle nie moet sluk nie. Partykeer sit dit verskriklik vas en dan moet 'n mens teater toe gaan soms vir sulke tipe goedjies. So dit is iets byvoorbeeld wat lewensgevaarlik moontlik kan wees. Ander goedjies soos vergiftiging byvoorbeeld ook, en dit is natuurlik ietsie wat ons so gou as moontlik wil behandel, en as daar enige kommernis daar is, dan moet 'n mens maar dadelik deurkom. Ander goedjies soos pankreatitis, en daar is party rasse wat dit meer kry as ander, soos die schnauzers byvoorbeeld, en die eienaars ken hulle gewoonlik en hulle weet wanneer dit so ietsie is, en dan kom hulle maar in en dan gesels hulle met ons verder daaromtrent. Ander goedjies is soos 'n GDV, die groot ras honde. Dikwels is dit dat hulle probeer opgooi, maar hulle kan nie, en as mense dit sien in 'n groot ras hond, dan is dit ietsie wat 'n mens regtig vir met inkom liewer. Rather safe than sorry is altyd my siening daaromtrent. Absoluut. Maar daar's enige iets soos wurms kan dit veroorsaak. Daar's 'n kroniese enteritis, daar's party rasse wat daaromtrent ook 'n geneigtheid het. Maar oor die algemeen is daar soveel wat 'n mens oor kan gesels, en ek kan hierso sit die hele dag en daaroor praat. Maar eienaars is redelik goed om hulle diertjies te ken, en hulle sê vir ons, hulle weet dit is tyd om in te kom. Maar soos ek gesê het voorheen, daai tipe goedjies waar daar verskriklike ontwatering is, as daar bloed in die opgooi of diarree is, of enige iets waar mens weet hulle het ietsie gesluk wat hulle nie moes nie, dan is dit maar liewer beter om in te kom. Dat ons vinnig kyk en dan sorteer ons dit uit. Ek stem heeltemal saam, en dit is presies waarom ons hierdie doen. So maak maar seker, jy bring eerder jou honde of katkind na die veearts toe en bring hulle sommer hierheen. Tot ons volgende kuiertjie. Goeiemorgen, good morning, a show about vets and pets. Pets have officially taken over our homes, our calendars, and in many cases, our wallets. Dion Chang's A Perfect Life takes a hilarious look at how we got here. Whether you're a devoted dog mom, a proud cat butler like Elsa, or simply fascinated by the cultural shifts shaping how we live, this book offers a warm and witty and eye-opening look at our paw-obsessed world. Dion Chang, welcome to the show. Good morning and goeiemorgen. Dion, you're a trend analyst. What made you focus on the world of pet parenting? Well, part of the trends that we've been tracking are shifting demographics around the world. So we've been looking at aging populations, declining birth rates, and specifically a child-free movement that's going around the world. So this is not a childless movement. It's people, or especially young people, who are opting not to have children. So we came across some amazing stats, like on both sides of the planet, in America as well as in Japan. There are more households with pets now than with households with children under the age of 15. And the genesis of the book was a stat that I picked up in South Korea, which has a real problem with birth rates, is in 2023, the largest e-commerce retailer sold more pet strollers, pet prams, than human baby prams in 2023. So that started the whole process. Right, so trend and analyst, obviously these are big trends, so you would be going in that direction. Your book also talks about extreme pet parenting, like potties, CBD treats, and things in that line. What are some of the funniest or most surprising trends that you've seen in terms of pet parenting?
I was really amazed at the luxury section of the pet economy. So the pet economy was a surprise in its own. And then the really specialized niche things. So jet airlines, there are about 6 around the world that just take you and your pet. If you don't turn left, if your pet doesn't turn left on a commercial airline, then you can go on a private jet. And more hotels that are not only just pet friendly, but some hotels have Michelin star menus, which are room service menus for dogs that come through. So it's really gone extreme. Are there any new pet parenting trends that have really surprised you while you were researching to write the book? Yeah, so the book has a lot of the, you'll look at it and you will just shake your head and say, this is insane, this is absurd, depending on which side of the pet parenting fence you sit on. But I think one of the most surprising things is, and it's even changed since the book is published, is the legislation. So the book covers things like paternity leave, so a play on maternity leave. So some companies are actually giving people time off when they adopt a new puppy or a new kitten, so that you can bond and acclimatize with that. And now I've seen a lot of legislation around the world where animals are not seen as property. So around the world, animals or your pets are classified as your property. And now we are starting to see a shift in legislation, mostly because there are actually custody battles. So if a couple breaks up, then your fur child really becomes a custody battle, and the legislation is really there so that you don't treat your pet as property, but a sentient being. I've actually seen that happening myself with friends of mine that have actually gotten divorced or separated. And then in that agreement, there has to be what is the custody of our fur children or our fur babies. And actually, that was one of the major sticking points about their divorce agreement, was the split time of their dogs. So I want to actually chat about something that you mentioned with the paternity leave and the custody agreements. People's relationship with their pets has obviously changed drastically over the past 30 years. Why do you think that this phenomenon is so prevalent now? I think the bond. So we started tracking that your pets were, say, 20, 30 years ago, as you said, service animals. So your dogs was a guard dog, a security dog, your cats, caught rodents and kept the vermin out of your home. Then they came onto the porch or your stoep, and then they came into the living room, and now they're on your bed, and now they just completely rule your lives. And I think the research has really shown that we've started to see the real science behind that bond. So it's proven that if you look into your pet's eyes, you get a hit of oxytocin in your brain. And it's the exact same hit of oxytocin that you get from looking at your spouse, your children, your loved ones, all of those kind of things. So there's a very, very similar chemical reaction that's happening inside your head. And also your pets actually have the same cognitive qualities as a little toddler. So that's why the fur baby phenomenon is so real, is because when you actually look at a little pet, it feels like a toddler. So you want to protect, you want to nurture, and that's where it really started, and that started to escalate as well. Dion, thank you so much for joining us this morning. This has been such a fascinating conversation for me. I don't have any pets yet, but my kids keep saying, we need to get pets, we need to get pets. So I think I need to get your book first, and then we can get pets. Thank you so much. Thank you so much, Rosanne. Thanks. Bly ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning, aka Vets and Pets, want volgende gaan ons hierdie ateljee in 'n laboratorium verander. Jy wil dit nie mis nie, bly net waar jy is. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep.
Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan. Bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Nou as jy dink wetenskap is net handboeke, formules en molekules, dink weer. Vandag bring Experilab die pret terug in leer. Ons gesels met die eienaar Jaco Meiburg oor hoe hulle kinders, skole en tuisonderrig help om wetenskap self te ontdek, en dan gaan ons ook nou 'n regte eksperiment doen om te wys hoe wetenskap lewendig word wanneer jy self kan toets, bou en ontdek. Baie welkom hier by ons in die ateljee. Baie dankie. Goed, nou ek wil begin deur vir jou te vra, Jaco, vir mense wat nog nie van Experilab gehoor het nie. Wat presies is dit en hoe het dit begin of ontstaan? So Experilab verskaf 'n wye reeks, ons fabriseer, ons voer in en verskaf 'n wye reeks van wetenskap, chemiese, fisika en laboratoriumprodukte. Ja. En ondersteun dit vir die hoofdoel om die wetenskap en tegnologie te promoveer. En deur die ondersteuning van die verskaffing van hierdie produkte is die doel om met 'n baie sterk onderwysondertoon om die wetenskap uit te brei. Experilab het ontstaan alreeds in 1992. Ek was nie betrokke daarbey nie, ongelukkig nie. Ons is die 3de generasie eienaars. Dit was gestig deur 'n persoon met die naam Karl Alers, wat 'n wetenskaponderwyser was en later verder geneem deur François Germshuisen en sy suster Tanya. Tanya is nog steeds deel van ons span en ons is baie trots daarop dat sy deel is, en haar hoofdoel is om seker te maak dat die doel van Experilab en die visie van Experilab bly voortbestaan. So ons is die 3de generasie eienaars en ons hoofdoel is vir die ondersteuning van 'n lekker manier van leer in die wetenskapomgewing. Ja. En dis die hoofdoel. En met daai in gedagte, ek bedoel julle fokus baie op praktiese leer. Waarom is dit so belangrik veral vir kinders? So ons weet die uitdagings wat ons
vandag het met die tegnologie, selfone, tablette, rekenaars en dat leer op 'n baie passiewe metode plaasvind. Weet ons kyk YouTube en ons luister of ons lees. Maar ons weet ook dat statistiek bewys dat wanneer leer op verskeie metodes plaasvind waar ek interaktief deelneem, ek moet lees, ek moet kommunikeer, ek moet ryk, ek moet werk, ek moet lees en toepas, dat daar 'n baie groter vorm van leer en stimulasie van leer plaasvind en dan as mens is ons nuuskierig. So hoe meer ek die nuuskierigheid prikkel, hoe meer wil ek weet en hoe meer ek weet, hoe meer leer ek en hoe meer ek prakties betrokke raak, hoe belangriker is dit vir die ontwikkeling van verskeie breinpatrone en as ek breinpatrone stimuleer ek leer. Ek dink nog iets wat vir my uitstaan is die feit dat Experilab meer as 700 produkte het, van chemie en fisika stelle tot tegnologie en biologie stelle soos wat ek dit ook nou hier lees. Wat is sommige van julle gewildste produkte? Ons het 'n ongelooflike wye reeks. Maar as ek op die statistiek wat ons volg is die gewildste produkte is maar die eksperimentpakkette tipies soos dit wat hier op die tafel lê. Ons gaan ook nou na die eksperiment kyk. Ja. En die rede daarvoor is dat nie net stimuleer dit leer nie, maar daar is 'n onmiddellike eindresultaat vir die gebruik en die instruksies wat in die pakket is. So en dit ondersteun verseker die skoolstelsel en die vakke op 'n skoolvlak, nie net op skool nie, maar ook op tersiêre vlak. So definitief ons wetenskap eksperimentprodukte is dit wat die mees gewildste is, alhoewel ons ander vakgebiede ook ondersteun baie spesifiek in die tegnologiese vakrigtings. En ek moet vir jou sê, dit klink vir my baie opwindend, want ek onthou hoe gespanne ek altyd was wanneer ons 'n eksperiment moes doen in die wetenskapklas. Maar wie kan almal julle produkte in die hande kry? Is dit net skole of ook tuisskooliere en jong amateurwetenskaplikes? Natuurlik, ons produkte is beskikbaar vir enigiemand. Ons het definitief 'n baie sterk onderwys en onderrig ondertoon, maar van tuiskoolonderrig, skole, tersiêre inrigtinge het ek genoem, individue, enigiemand, ons verskaf selfs in die industrie, omdat ons chemikalieë voorsien. So enige iemand wat met ons kontak maak kan betrokke raak by Experilab en kan ons produkte in die hande kry. Hoe en waar kan ons kontak maak? So die heel maklikste is op ons webtuiste www.experilab.co.za. Daar's ons kontakdetail, e-posadres, telefoonnommers. Ons doen graag besoeke aan skole en individue in industrie. So as hulle net daar met ons kontak maak, kom ons graag terug na hulle toe en ons ondersteun hulle ook op watter moontlike manier ons kan. En ons het nou 'n paar sekondes oor, maar ek wil ook vir jou vra, dink jy Experilab kan help om kinders besig en aan die leer te hou wanneer dit byvoorbeeld vakansie is? Ja, natuurlik. Baie spesifiek weer die pakkette. Ons verwys nou dit as 'n kit, maar ons het ook werkswinkels wat ons hou en dan natuurlik vir die jonger generasie het ons selfs Experilab partytjies, waar ons slijm maak en sneeu maak. Waar ons tesame met 'n verjaardagpartytjie tipies ook leer laat plaasvind. Soos ek sê, dit klink vir my opwindend. Nou ja, dit is tyd vir daai eksperiment. So ons gaan nou na buite van die ateljee toe te beweeg. Ek dink jy gaan ook saam met my gaan. So ons is reg vir wetenskapklas, maar bly net waar jy is om deel van hierdie eksperiment te wees wat binnekort gaan volg. Sien, ek het nie gejok nie, ons staan nou buite die ateljee en dit is nou tyd vir daai eksperiment waarna ek verwys het en ek het vir Marion hier langs my. Vertel net gou vinnig vir ons wat presies gaan hier gebeur.
So, ons gaan vandag elephant toothpaste maak. Ja. Dis eintlik 'n baie eenvoudige reaksie. Dis 'n eksotermiese reaksie, so dit gaan bietjie warm word. En dit is 'n ontbindingsreaksie. So ons gaan eintlik net water en suurstof maak, maar met ons nou lekker bietjie sunlight ingooi, gaan dit bubbles maak en dit gaan dan lyk soos tandepasta. Genoeg vir 'n olifant. Nou kyk, ek het nou so 'n bietjie teruggedink en besef, ek onthou mens moes 'n vraag stel en daar was 'n hipotese en 'n gevolgtrekking, maar ek gaan dit oorlaat aan jou. Vat ons deur al hierdie stappe. Okay, ons gaan begin. Ek het al 'n bietjie sunlight ingesit. Ek gaan nog 'n bietjie. Dit hoef nou nie sunlight te wees nie, enigiets wat bubbles maak. Ja. En dan gaan ons 'n bietjie waterstofperoksied hier ingooi. Dat ons reg is. Amper vol, want die olifant het baie tandepasta nodig. Jy gaan vir my sê wanneer ek moet terugstaan, nê? Ek gaan jou sê. Dis nou nog alles veilig. Alright. So, 'n bietjie waterstofperoksied. Dan hier het ek kaliumjodied. Ek meng dit net met 'n bietjie water. Ek het al. So ons sit net nog 'n bietjie by. Laat die konsentrasie lekker is. En vanoggend maak ons geen parallaksfoute nie. So op die sin nie. Onthou darm nog so 'n bietjie, ja. Okay, ek wil net laat alles 'n bietjie oplos. En dan gaan die aksie gebeur. So wat ek gaan doen, ek wil net hierdie goed wegskuif. Alright. Dis reg. Okay, om terug te staan. Hier gaan ons. Ja. Jy het nie gejok nie. Ek bedoel, kyk hoe groot. Ja, dis genoeg vir 'n olifant. Nou, ons moet nou 'n bietjie, ek dink ons moet bietjie reg staan, so ek dink na my links toe, na my linkerkant. Reg is so baie. So en dit is nou wat gebeur. Is dit nou maar basies borrel dit net so oor ja, en hou dit aan met dis nou die ontbindingsreaksie. So die kaliumjodied reageer met die waterstofperoksied en dit maak eintlik net water en suurstof. Maar die suurstof saam met sunlight maak al die bubbles en dit is hoekom dit so oorborrel. En soos ek sê, dis 'n baie sterk eksotermiese reaksie, so jy kan die stoom sien waar hom van afkom. Ja. En ja, dis ook 'n vinnige reaksie, so dis hoekom dit so En ek moet vir jou sê dit ruik vir my nogal lekker, maar nou sal 'n mens wonder, is dit veilig om daaraan te raak? Want dit is warm, dis 'n eksotermiese reaksie, so dit gaan jou brand en dit het ook jodium in, so dit gaan jou geel vlek ook. Ek dink dit is presies, jy weet, nou aanleiding van die gesprek wat ons nou net in die ateljee gehad het, dit is wat dit so opwindend maak, want 'n mens kan nou eintlik ten laaste sien hoe alles gebeur. Ja. En ek dink kinders is nogal redelik dan beïndruk wanneer hulle so iets sien afspeel. Is daar enigiets anders wat jy vir ons kan vertel van hierdie spesifieke eksperiment? Ons het nou nog so 2 minute oor. Wel, dit is ook, jy kan al die goeders by Experilab kry. Ja. En dit is baie gerieflik, want mens kan dit oor die toonbank koop. Ja. Experilab help jou ook mooi om seker te maak dat jy nie enige foutjies maak nie. Ja. En hulle sal dit ook nie sommer net vir enigiemand gee nie. Hulle maak seker dat jy weet wat jy doen. En ja, hier is al die eksotermiese goed wat mens van leer tot en met matriek. So jy kan al jou hoërskoolkennis toepas om so iets te maak. Baie oulik. Ek sien nog steeds stoom wat daar, jy weet, verskyn. So vir hoe lank gaan dit nou so aan? So dit gaan aanhou reageer totdat al die jodied-ione wat nou in oplossing is, so dit wat in die glasie was wat ons ingegooi het, totdat dit alles klaar gereageer het, gaan die reaksie aanhou gebeur. So as jy sien kom daar nog 'n bietjie stadig tandepasta daar van bo af uit. En ja, dit gaan aanhou tot hulle almal gereageer het. Olifant tandepasta. Ek meen ek het nie geweet so iets bestaan nie. Net ter afsluiting, ons het nou nog so 'n minuut oor, maar ek dink wat vir my ook oulik is die feit dat julle het my nou so mooi toegerus netjies met 'n jassie en bril ook. Ja, so dit is alles deel van so 'n kit, soos wat Jaco Ja, en hier is ook vir veiligheid natuurlik. Ons wil nie ons klere vlek nie. So dit het gehelp en die bril is dat nie geen chemikalie in jou gesig kom nie. Jy kan ook handskoene by Experilab kry. Alles om seker te maak dat jy eksperimente veilig doen. En net vinnig, wat geniet jy die meeste van so 'n demonstrasie? Die gemors. Daar sê, dit is vir my 'n baie goeie antwoord, 'n uitstekende antwoord. Wel, ek sê vir jou baie dankie. Ek voel nou sommer baie intelligent. So dit is dan Experilab waar jy al hierdie dinge wat jy nodig het in die hande kan kry. Ja, miskien sal ek 'n paar wenke kry vir 'n volgende eksperiment, wie weet. Maar jy sien dit net hier by Goeiemôre, Good Morning. Ek wil net van
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Met die skole wat weer begin het, is die fokus weer op meer gesonde kosblikke. Vandag gesels ons met die stigter van Nanuki Foods, Nadia Moelman. Die maatskappy vervaardig allergievriendelike, plantgebaseerde lekkernye met skoon, organiese bestanddele. Nadia, baie welkom. Baie dankie. Goed, baie ouers voel oorweldig wanneer dit by iets soos gesonde kosblikke kom. Waar begin 'n mens? Wel, ek dink dit begin by die basis. 'n Goeie proteïen, 'n gesonde vet en 'n reënboog van vrugte en groente. So, moenie probeer om die wiel te herontdek nie. Vervang byvoorbeeld 'n suikerbelaaide koekie met 'n voedingryke happie. En beplanning die vorige aand is helfte van die stryd gewen. Nou, Nanuki is ook bekend vir allergievriendelike produkte, soos wat ek nou vroeër genoem het. Watter allergene is die algemeenste by kinders en waarom is dit so belangrik om etikette reg te lees? Ja, so die groot 8, wat hulle noem, ek dink die meeste gewildste is suiwel, eiers, neute en gluten. En dit is krities om hierdie etikette te lees, want allergene skyn dikwels onder name wat ons nie herken nie. En daar is ook so baie kinders wat deesdae allergie het, wat ons nie noodwendig sal weet op die skoolterrein of hulle dit wel het. Daar word gereeld liewer na iets so skoon bestanddele verwys. Wat beteken dit en hoekom is dit so belangrik vir kinders se gesondheid?
Wel, skoon beteken kos in sy natuurlikste vorm, so geen kunsmatige preserveermiddels, kleurmiddels of geraffineerde suikers nie. En vir kinders is dit baie belangrik, omdat hulle liggame so sensitief is. So skoon kos beteken minder hiperaktiwiteit, beter spysvertering en 'n sterker immuunstelsel. En baie kinders se energie neem effens af gedurende die skooldag. So watter tipe kosse help om volhoubare energie te verskaf? Ja, so die dip gebeur gewoonlik na 'n sugar spike. So gewoonlik na 'n pouse, wanneer hulle al hulle suikerbelaaide koekies geëet het. So om volhoubare energie te gee, het jy kosse nodig wat stadig afbreek, soos havermout en natuurlike vette, soos in kakao en in klapperolie. So dit hou die bloedsuikervlakke stabiel en dit help dan vir die kinders sodat hulle kan konsentreer en nie daai sugar spike kry nie. Nadia, hoe kan plantgebaseerde happies kinders in die klas ondersteun? Wel, plantgebaseerde kosse is dikwels hoog in antioksidante en mikrovoedingsstowwe wat breinfunksie ondersteun. En omdat dit makliker verteerbaar is as suiwel of diereprodukte, bly die bloedvloei in die brein en nie in die maag vir vertering nie. So dit is makliker vir die kosse om dan eintlik opgeneem te word en volhoubare energie vir die kinders te verskaf. Nou, Nanuki brei nou uit na 'n spesiale kinderreeks. Wat presies kan ouers en kinders van hierdie nuwe produkte verwag? Ja, so ons is heel opgewonde oor die reeks, want ons wil dieselfde etiese verskil maak met al ons produkte wat ons nog altyd gedoen het, maar net met kindersmaak en kindergrootes. So byvoorbeeld ons het meer produkte wat gemaak is vir die kinders se smake met vrugtesmake en dan steek ons 'n bietjie groentepoeiers weg en dan het ons superfoods in soos spirulina en sorghum en dan vir die kinders proe dit soos 'n bederf, maar die ouers weet dan wel dat dit is 'n skoon bestanddele met superfoods. Okay, maar nou wil ek weet, hoe besluit julle op daai kombinasies? Is daar gewoonlik baie navorsing ook wat julle doen om sommige smake en geure te kombineer? Well, I mean, definitely my kinders is my grootste kritisie. So ons ontwikkel produkte wat ons self in hulle kosblik sal sit en wat hulle wel sal eet. Want as 'n ma weet ons dat dit help nie dat 'n kos gesond is as die kinders dit nie eet nie. So ons probeer dit met ons eie kinders en as hulle dit afteken, dan is dit iets waarna ons sal kyk. Nou dit is môre nasionale rooibosdag. Watter Nanuki peselhappie of koekie sal jy saam met 'n koppie rooibos tee geniet? Wel, daar's definitief min dinge so lekker soos 'n gemmerkoekie in 'n koppie rooibos tee. So ons het 'n Nanuki gemmerkoekie wat gemaak is met havermout, klapper, gemmer en dan het dit ook cranberries en dit gaan heerlik in 'n koppie rooibos tee. En net laastens, as jy net een gesonde goue reël vir eetgewoontes in die kosblik moes deel, wat sou dit wees? Definitief crowd it out, don't cut it out. So moenie lekkers wegneem nie, vervang dit eerder met 'n gesonder alternatief, wat net so lekker kan proe. So wanneer die alternatief goed is, dan sal die kinders nie eers die suiker mis nie. Nadia, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie. Goed, en ek is seker daarvan dit het jou ook geïnspireer om 'n paar van daai koekies in die hande te kry. Nou jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Onthou om ook ons YouTube kanaal te gaan besoek vir interessante gesprekke, maar dit is net hierna tyd vir musiek. So bly ingeskakel vir DJ Maestro. Ons is nou weer terug.
Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. DJ Maestro, oftewel Jean-André Scholtz, is nou hier by my in die ateljee en hy gaan nou 'n bietjie vir ons musiek maak. Take it away, DJ. Roy Rebok Ram. Since I was young, hulle het my gevra, kan ek bietjie rus hê? Brak sê ja, almal aan my het dit nogal gesmaak, as ek my tong so rol as ek praat. Die r in Maestro staan verbrei, en niks uit te waai met jou ouma se trui, soos 'n klank wat jou so lekker laat gly, en my brade so ek my vrou kry. Klink soos 'n Coca-Cola ad, 'n sexy brrr, net soos 'n toestrak wat verby jou gaan, brrr, soet soos die pink sous wat jy kry by die sprrr, of die geraas van Cardi B, au krrr. Roy Rebok Ram, ek weet die brei gaan jou vang, dis soos Frans en Afrikaans, ja die r laat jou dans. Ram Rebok Roy, ja dit klink net so mooi, dis die brei wat jou lei om te dans saam met my. Roy Rebok Ram, ek weet die brei gaan jou vang, dis soos Frans en Afrikaans, ja die r laat jou dans. Ram Rebok Roy, ja dit klink net so mooi, dis die brei wat jou lei om te dans saam met my. Peri peri roereier, ek like
kyk nou al jou moves by. Rikkie tikkie rooi wyn, jy klim nou op die breitrein. Smooth, soos 'n par wat brul, vinnig en rof soos 'n willespoedbrul. Ja, jy bly stil, maar die is so lekker dat jy tone omkrul. Al die woorde wat lekker is, van ons met 'n r, dis 'n kenmerk van Afrikaans. My broers as jy ook gly sing saam met my, wat jy mag dalk vir jou 'n lekker girl kry. Rina rooi, russies in 'n ronde pot. Rian so mooi rooi die ras reggrof. Rika rol reg by die rotshof. En jou brein net so pas really ontplof. Klink soos 'n Coca-Cola ad, 'n sexy brrr. Net soos 'n toestrand wat verby jou gaan brrr. Soet soos typing sous wat jy kry by die sprrr. Of die geras van Cardi B, au krrr. Rooi Rebokram, ek weet die brei gaan jou vang, dis soos Frans en Afrikaans, ja die r laat jou dans. Ram Rebokrooi, ja dit klink net so mooi, dis die brei wat jou lei om te dans saam met my. Rooi Rebokram, ek weet die brei gaan jou vang, dis soos Frans en Afrikaans, ja die r laat jou dans. Ram Rebokrooi, ja dit klink net so mooi, dis die brei wat jou lei om te dans saam met my. Rebokram, ek weet die brei gaan jou vang, dis soos Frans en Afrikaans, ja die r laat jou dans. Ram Rebokrooi, ja dit klink net so mooi, dis die brei wat jou lei om te dans saam met my. Yes! Kom bietjie die kant toe. Lekker. DJ Maestro. Met r. Brei, Skolts, brei hy eintlik? Ja, ek brei nog my hele lewe lank en vreemd genoeg het ek onverwagslik die r in Maestro gekies en ek het nooit gedink dit gaan so groot invloed hê op my brand nie en ek is so dankbaar dat die r in Maestro bestaan. Luister hierso, as ons kykers nou nog nie wakker is nie, hulle is nou wakker. Ja, ek hoop so. Hulle is nou na daai liedjie wakker. Hoe het jy in die musiekbedryf opgeëindig? Jy het as jonger man jou eie besigheid begin, jy het al van kleins af begin DJ. Is dit waar alles begin het vir jou? Ja, ek het in 'n huis groot geword waar musiek het so groot rol gespeel. My oupa, hulle bly reg langs ons by my ma se huis en hulle het instrumente gehad wat by ons ore uitgeloop het. So daar het ons op die tafels gedans, my oupa het vir ons geleer om konserte te gooi. Ons moes 'n program gehad het, ons moes speeches gedoen het en dit was net 'n culture van performance, entertainment, klavier speel, gitaar speel, so dit het gekweek vandat ek jonk is en daar was altyd musiek in ons huis gewees. So toe jy net van daar af besluit, okay, DJ Maestro gaan nou 'n ding word of want dit is net so prettig en lekker en dit is nie ernstig nie. Dit is net vir my so presies wat vermaak is om te wees. I was so entertained. Ag, dankie. Ek was verlang, was ek in 'n meer internasionale mark gewees en ek het gevoel dit is 'n meer 'n boksie mark. Jy moet 'n sekere manier wees en dit is okay, daar's mense wat dit perfek kan doen, maar dit het nie gewerk vir my nie en ek voel Afrikaans is my taal en dis waar ek kan wees wie ek wil wees en niks brei so lekker soos Afrikaans nie. So, maar van waar was jy? Ek is hier van Centurion af. So waar kom jy? Ek het nog nooit 'n Centurion persoon ontmoet met brei nie. Ek is maar ingevoer, maar ek dink die storie is ingevoer van waar af? Kom. Ek weet, maar ek dink die storie is my ma en pa het albei 'n plaatjie gehad toe hulle my moes leer r sê. En toe hulle my moes leer, toe is daar nie 'n r nie en toe het ek my broer leer brei, maar hy kan nie r sê nie, hy sê gr. So dit het net erger geraak, trappe van vergebreiding. Wat dit al hoe erger geraak het ondertoe. Waar kan ons op hoogte bly van waar jou volgende gigs is, wanneer kom die volgende liedjies uit, al daai tipe goed? Waar kan ons kykers al die inligting oor DJ Maestro kry wat hulle wil hê? So ek is meeste aktief op Instagram, op TikTok, jy kan op YouTube ook al my songs gaan kry, maar op Instagram sal ek gewoonlik post as ons shows doen, as ek speel, as ek toer. So daar sal jy ook sien, ek post gewoonlik snippets van nuwe songs wat ek uitbring. Ek toets hulle gewoonlik so op social media. So daarso kan jy so 'n bietjie van die back-end sien van wat gebeur in die studio, hoe alles gemaak word. En daar is baie vinnig nuwe musiek op pad en hierdie keer met nog bietjie meer kunstenaars wat al reeds groot spore trap in die industrie, so jy moet verseker dophou. Ek is so bly ons het jou nou vanoggend ontmoet op Goeiemôre, Good Morning. DJ Maestro, jy het my week gemaak. Baie dankie. Dis al van ons kant af vir die donderdag. Ons is môre terug met ons hoogtepunte episode. Daar kan jy alles weer kry wat jy dalk gemis het hierdie week. Ons is môre weer hier.
6 tot 7:30, dalk nie regstreeks nie, maar ons is hier. Goeiemôre, good morning, geniet die dag. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Wat? Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog.